Een van die beginsels wat ons help om te gesels oor hoe om te floreer, is dankbaarheid vir God se skepping. Ek voel bevoorreg dat waar ek sit om in die dagstukkies te skryf vir hierdie video-opnames, dat ek die kleurvolheid van ons tuin se struike en bome kan sien, maar in die verte kan ek ook 'n deel van die oseaan sien. Nou, interessant, na my rugoperasie wat in plaas van 3 ure blykbaar toe 8 ure geword het, as gevolg van my lyf wat aan die bloei gegaan het en die chirurg se werk bemoeilik het, was ek in die hoë sorgeenheid vir 'n baie geruime tyd. Nou, as jy al onder narkose was, sal jy by ander mense gehoor het wat se nonsens 'n mens kan kwytraak terwyl jy bytkom, en ek was nie 'n uitsondering hier nie. Want onder andere het ek vir Wilma, dit het ek nou van haar gehoor, het ek vir haar en die verpleegster vertel, daar moet 'n wet kom wat vir almal kans gee om vanaf hulle blyplekke die see te kan sien. Nou, dis maar so onmoontlik, maar dit is hoe belangrik die see, selfs in my onderbewussyn vir my is. Jy kan voel hoe my hart klop vir die see se sien. So dis vir my baie spesiaal om dit ook in die oggend so te kan sien. Wat die see en dan die natuur in die algemeen vir my mee help, is dat God se skepping vir my soveel meer dankbaar laat voel. Die natuur, van die majestueuse berge tot die skitterhelder sterre, van weerligstrale tot delikate blomme, herinner my aan die voorreg dat ons hierdie unieke en kreatiewe kunswerke van God kan beleef. Ja, ek weet daar's natuurrampe en sulke goed ook, maar dit herinner my weer daaraan dat die Skepper baie magtiger is as ons eie beheptheid met mag en die gevoel wat ons het, ons kan alles beheer. Wanneer ons die wonderwerke van God op hierdie manier waardeer, dan skep ons 'n diep dankbaarheid wat ons nog nader aan God laat voel. En wanneer ons stil word voor die mag van die skepping, bring dit ons nog meer nader aan God. Dawid raak so opgewonde oor God en God se skepping, dat hy in Psalm 19 vers 2 skryf, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Neem vandag net weer 'n oomblik om die wêreld en die natuur rondom jou net weer as dit ware opnuut te bekyk. Elke element, van die sing van 'n voël tot die sagte geruis van die wind, kan ons help om vir God dankie te sê. Dankbaar te wees dat ons hier mag wees en hierdie skepping mag beleef. God se skepping mag beleef. Dis 'n voorreg waaroor ons net dankbaar kan wees. Leef geïnspireerd.